Ek staan so 'n paar jaar gelede voor City Hall in San Francisco en ek weet dis daardie basies die sentrum van die regering in San Francisco. Dit is 'n baie indrukwekkende gebou. Dit laat my onmiddellik dink aan die Unie gebou. Dit is groot, dis multiverdiepings. En wat nou interessant is van hierdie gebou is in 1989 was daar 'n aardbewing in San Francisco en City Hall is beskadig. En wat die Amerikaners toe nou gedoen het en ja, dis ook weer baie indrukwekkend. Hulle het 'n hele baie ingewikkelde stelsel geïnstalleer onder die bestaande gebou. So hulle het ingegaan in die fondasie van City Hall en sulke isoleerders van rubber en staal geïnstalleer reg onder die gebou. So die hele fondasie is basies vervang of aangevul deur hierdie isoleerders, sodat as daar weer 'n aardbewing sou wees, dan is daar hierdie buffer wat die skokgolwe kan absorbeer en die skade in die gebou sal dan baie minder wees. Een ding was vir hulle baie duidelik en hierdie gebou het 'n goeie fondasie nodig. En wat my wonder, wat is die fondasie wat ons as ouers inbou in ons kinders se lewe waarop hulle lewens bou? En miskien is jou kinders nou al groot al en die vraag is, wat is die fondasie waarop hulle lewe bou, of is jou kinders nog jonk is, wat is jy besig om in te bou as fondasie in jou kind se lewe? Daar's 'n storie wat vir ons opgeteken is in Rigters 5, die storie van Sisera, en nou moet ek vir jou waarsku, hier is 'n gruisame storie, dis nou nie 'n bedside story om vir jou kind te gaan lees nie. Maar dit is indrukwekkend in die sin van dit leer vir ons wat gebeur as verkeerde waardes ingebou word in 'n kind se hart, nou deur sy ma in hierdie storie. Net so 'n bietjie agtergrond, die volk van die Here is wreed onderdruk deur die Kanaaniete vir 20 jaar. Die Kanaanitiese koning se naam is Jabin en sy hoofbevelvoerder, sy weermaghoof met ander woorde, was 'n man met die naam van Sisera. Nou Sisera was 'n absolute sadistiese geweldenaar en hy het die volk van Israel geweldig skade aangedoen, baie. Hy was ontsettend wreed geweest. Die Israeliete in daardie stadium word gelei deur 'n profetes, 'n vrou met die naam van Deborah, en sy roep die volk op en hulle verslaan die Kanaaniete en hierdie Sisera moet dan nou vlug en hy vlug te voet en hy kom by Jael. Nou Jael is 'n Kanaaniet. Sy's van die stam wat genoem word, die volk wat genoem word die Keniete. Hulle is die Israeliete goedgesind en sy verwelkom hom in haar tent. Sy sê kom in, weet hy's besig om te vlug vir die vyand. Sy sê kom in en hy voel seker maar net water of iets gehad het. Ek kan nou nie heeltemal die storie mooi onthou nie, maar sy gee vir hom melk en sy maak hom aan die slaap op haar skoot. Weet, hy het daardie gevoel van veiligheid is, hierso is ek veilig van die vyand. En dan wanneer hy slaap, dan neem sy 'n tentpen en sy slaan daardie tentpen reg deur sy kop, deur sy slape en hy's natuurlik mors dood. Dit is 'n baie wrede dood, maar 'n baie wrede dood vir 'n baie wrede mens. Soos ek gesê het, dis 'n gruisame storie. Nou wanneer Deborah dan nou 'n lied skryf oor hierdie, dan gee sy vir ons nogal interessante perspektief op wat gebeur. Nou ek gaan vir ons uit die boodskap lees uit Rigters die 5de hoofstuk en daar verse 22 tot 30. Rigters 5, 22 tot 30. So Deborah sing, gelukkig is Jael, sy is Geber die Keniet se vrou, presies nou wie sy is. Sy is gelukkiger as al die ander vroue wat in tente woon. Sisera het water gevra, daar sy. Sisera het water gevra, sy het vir hom melk gegee, heerlike dik melk in 'n pragtige beker. Toe het sy met haar linkerhand 'n tentpen gevat en met haar regterhand 'n hamer en sy het vir Sisera daarmee geslaan, sy kop in mekaar geslaan, sy het die tentpen reg deur sy slape geslaan. Hy het voor haar voete in mekaar gesak en net
daar bly lê, morsdood. Toe gewaarsku, dis gegriesam. Nou verskuif die toneel na Sisera, die man wat nou dood daar is. Sisera se ma het deur die venster bly kyk. Sy het by die vensterraam bly staan en vra, waarom kom sy strydwa dan nie aan nie? Hoekom hoor ek nie die geluid van sy strydwa se wiele nie? Haar slimste raadgeefsters het haar geantwoord en sy het die woorde vir haarself bly herhaal. Hulle het 'n groot byt in die hande gekry en hulle is besig om dit te verdeel. 'n Meisie of twee vir elke soldaat, pragtige klere vir Sisera, pragtige gekleurde weefwerk en doeke vir my om te dra, vir die ma om te dra. Dit is die byt. Dan kom Debora weer. Mag al die vyande so doodgaan, Here, maar mag die wat U liefhet wees soos die son wat opkom en met sy volle glorie oor die aarde skyn. Gelukkig eindig het op hierdie baie mooi seënwens, maar mag die wat U liefhet wees soos die son wat opkom met sy volle glorie oor die aarde skyn. Kry die prentjie. Sisera se ma, hierdie weer 'n soldaat, weermaghoof. Sy ma staan voor die venster en sy staar deur die hortjies. Hoekom is my seun nog nie terug nie? Hoekom neem hy so lank om terug te keer na die geveg? Hy moes al terug gewees het. Want hierdie keer kom hy nie terug nie. Hierdie keer lê hy mors dood in 'n tent met 'n tentpen deur sy kop. Sy weet dit nog nie, maar sy's onrustig. Nou is daar haar raadgeefsters daar so met gestel, hulle probeer haar geruststel. Dan sê sy, nee man, hulle is net besig om die byt te verdeel onder mekaar. Wag net so 'n bietjie. Hy weet elke een kry 'n jong meisie of twee en dan hulle verdeel die mooi klere van die Israelitiese vrouens wat hulle nou gesteel het, doodgemaak het. Hulle verdeel die klere onder mekaar. En nou probeer sy maar haarself troos. Ja, dit is seker dan maar so. En hy bring ook vir my iets moois. Hy gaan vir my 'n mooi geweefde stuk materiaal of 'n mooi rok bring. Hy tref ons 'n ma wat op die punt is om die grootste hartseer te beleef wat 'n ma sekerlik kan. Haar lieflingsseun is dood, wreed vermoor. Maar uit daardie gesprek wat sy het met die vroue terwyl hulle so staan en wag dat Sisera dan nou terugkom, leer ons so baie oor wat vir hulle belangrik was, wat vir hierdie ma belangrik was en wat hulle ingebou het in die kind se lewe, in Sisera se lewe, wat vir hom die belangrikste is. En die een ding is mense beteken niks nie. Mense is daar om gebruik te word. Vat wat jy kan kry uit die lewe. Moenie omgee vir mense nie. Misbruik hulle. Nou, as seun en die ander soldate, hulle sê maar besig om die byt te verdeel. Wat is die byt? En hier's waar die skokkende ding inkom. Die byt is die jong meisies van Israel, wat verkragt word, wat as slavinne weggevoer word, en die ergste is, dis maar reg so, dis reg vir hierdie ma, dat hulle dit doen. Dit hinder haar blykbaar nie, want dis hoe sy hom groot gemaak het. Jy sien, die lewenswaardes wat in 'n ouer se hart leef is, dit wat oorgedra word aan die kinders. Kan ek dit gou weer sê? Maar ons maak dit net meer persoonlik. Jou lewenswaardes is wat oorgedra word op jou kinders. Nou, terwyl sy nou nog so wag en sy is onrustig, sy wil angstig raak en dan vind sy 'n bietjie troos aan, my seun gaan vir my mooi klere bring. Gesteelde klere. Maar dit maak nie vir haar saak of dit gesteelde klere is nie. Sy keer sulke dinge goed, want sy trek voordeel daaruit. Gaan verseker nie die eerste keer wees wat haar seun vir haar gesteelde klere, mooi klere huis toe bring nie. Sien, in haar diepste wese is sy materialisties. Dinge maak saak. Dinge maak meer saak as mense. Wat ek kan kry is belangriker as wat reg of verkeerd is.
Dit is baie duidelik dat God geen rol speel in hulle lewe nie, en goed en wel, hulle is heidene, hulle steur al nie aan God se woord nie. Maar weet jy, daar's soveel mense vandag wat God se woord ken, wat weet wat reg en verkeerd is, maar in hulle hart maak dit nie saak nie, maar dit is nie ingebou in hulle hart as 'n saak van erns. Dis reg volgens God se woord, dis verkeerd volgens God se woord. En daarom leef hulle, mense maak nie saak nie, dinge maak saak. Ek sal vat wat ek kan kry, ek sal mense seermaak, misbruik, net soos wat ek wil. Wat belangrik is, solank ek gelukkig kan wees, solank ek voordeel kan trek daaruit. Dan bring dit maar vir ons by daardie vraag, watter waardes is ek besig om in te bou in my kinders se lewens van jongs af? Kinders het God se woord in hulle lewe nodig. Ons moet dit besef. Kinders het God se woord in hulle lewens nodig. Jou kind se toekoms is op die spel. Hulle geestesgesondheid hier en nou, en waar hulle die ewigheid gaan deurbring, ook hulle redding, hulle ewige redding, is op die spel. Ek dink ons moet die woorde van Jesaja 8 miskien meer lees en ernstig opneem, want sonder God se woord is ons, elkeen van ons, en dan val ons kinders, rigtingloos in hierdie lewe. Ons lees daar, Jesaja, hoofstuk 8 vanaf vers 19. Hoekom probeer julle dan om uit te vind wat die toekoms inhou deur mediums en spiritiste te raadpleeg? Moenie na hulle gefluister en mompel luister nie. Kan die lewendes by die dooies hoor wat die toekoms inhou? Hoekom vra jy nie eerder jou God nie? Ons beleef in ons dag, maar soos in die Bybelse tyd, hierdie oplewing in geestelikheid. Jy weet, mense sê, hulle wil nie kerklik gewonde wees nie, maar hulle is geestelik. Hulle wil nie die Bybel aanvaar of Jesus aanvaar nie, maar hulle is geestelik, en dan wend hulle self tot nieuwheidslerings en aktiwiteite, hulle is betrokke by die okkulte. Hulle doen allerlei dinge wat hulle lewens oopmaak vir bose geeste wat op die ouend hulle lewe oorheers. Want hulle het nie die woord van die Here in hulle lewe om vir hulle rigting te gee, en nou soek hulle dit op ander plekke. Maar nou sê die Here vir ons, vers 20, gaan terug na wat die Here gesê en beveel het. As julle julle nie hieraan steur nie, is daar geen toekoms vir julle nie. Duideliker as dit kan dit seker nie wees nie, nee. As julle nie aan die woord van die Here steur nie, is daar geen toekoms vir julle nie. My volk sal as gevangenes weggelei word, hulle sal moeg en honger wees, en omdat hulle honger sal hulle vuis teen die hemel oplig en hulle koning en hulle God vloek. Dit baie keer vra mense, wat is die oorsprong van jong mense se wangedrag, se frustrasies wat hulle uithaal vir die aggressie wat hulle openbaar hierso. Sonder God se seën op hulle lewe, jy weet, is dit hierdie vuis teen die hemel en vuis teen die koning, teen die regering en al wat reg en verkeerd is. Al waarmee hulle sit op die ouend is die frustrasie en die teleurstelling en die ontnigtering, dit wat die woord van die Here sê gaan gebeur as die woord van die Here nie leef in hulle harte nie. Vers 22, want waar hulle ook al kyk sal daar net moeilikheid, angs en wanhoop wees. Weet jy, dis interessant as jy vandag se jong mense en kinders beskryf, dan dis so raak soos wat mense dit kan kry. Daar sal net moeilikheid, angs en wanhoop wees. Mense sal in die donkerte uitgegooi word. Vers 23, nogtans sal daardie tyd van donkerte en wanhoop nie vir altyd aanhou nie. En hier kom ons by die goeie nuus. Gaan ons oor na Jesaja 9 toe, die volgende hoofstuk. Die mense wat in donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. Dis die belofte van 'n verlosser wat gebore gaan word, wat ons hier sal kry. Want 'n kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. En ons weet dis Jesus Christus. Hy is die antwoord op die mense se soeke na sin in die lewe. En uit sy woord gegee om ons na hom te lei. Kan ek vir sê, moenie tevrede wees om
om net Bybelstories met jou kind te deel nie. Verduidelik die evangelie aan jou kind. Hulle moet besef, ek is 'n sondaar, ek is verlore, ek het 'n redder nodig, en God het my lief, en God het sy seun gegee om aan 'n kruis vir my te sterf. Hy het gesterf, hy het opgestaan uit die dood, hy leef, en ek moet hom as verlosser aanneem. Ek moet persoonlik in hom glo. Dis die boodskap wat jou kind moet hoor, van kleins af. Nie net die mooi stories in die Bybel nie. Moenie 'n afgewaterde evangelie vir jou kind gee nie. Nou wil ek vir jou 'n ander ding ook hier sê. Luister mooi na wat jou kind geleer word in die kerk. Nou jy weet, ek gaan baie mense dalk aanstoot. Nee, maar hoor wat ek vir jou sê. Is jy seker dat jou kind so die woord ontvang dat hulle by Jesus gaan uitkom? Of is hulle besig met ander dinge in die naam van godsdiens? Moenie aanvaar dat katekese jou kind by Jesus gaan bring nie. Moenie aanvaar dat kinderkerk of sonnaskool jou kind by Jesus gaan bring nie. En wat van, moenie aanvaar dat bloot in die kerk te sit en te luister na die woord, na die preek, jou kind by Jesus gaan uitkom nie. Wanneer laas het jy die evangelie gehoor? Kom ons wees baie eerlik met jouself. Wanneer laas in jou kerk was jy bevoorreg genoeg om die evangelie te hoor van Jesus Christus, of hoor jy 'n afgewaterde soort van 'n motiveringspraatjie? Maar mense word nie gekonfronteer met hulle sonde, met die feit dat hulle moet bekeer, dat Jesus die verlosser is en dat hulle hom moet aanneem as verlosser. Dis asof in baie kerkgroepe, baie gemeentes die evangelie vervaag het. En dan wonder ons, hoekom is ons tieners rebels, hoekom draai hulle weg van die Here? En die vraag is, het jou kind regtig waar die woord, die evangelie woord in hulle hart ontvang, of het hulle iets anders gekry? En dis 'n vraag, so dis 'n verantwoordelikheid van elke ouer, om te luister en seker te maak, wat is die insette wat gelewer word in my kind se lewe? Ook wat in die skool geleer word, indien daar nog iets soos Bybelklasse is in jou skool, maak seker wat die kind geleer word. Want daar's hierdie tendens om, jy weet, alle godsdienste oor dieselfde kam te skeer, en die geloof in Jesus Christus is nou maar net een van baie alternatiewe, en as jy nie op hoogte is van wat in jou kind se lewe ingebou word, dan skielik op 'n dag, dan draai jou kind weg van Jesus, en jy weet nie hoe nie. Maar belangriker nog is ander se insette. Wyse ouers sal die woord van God self inbou in hulle kind se lewe. Psalm 119 vers 9 sê so mooi, hoe kan 'n jong mens 'n skoon lewe lei? Deur sy lewe in te rig volgens u woord. Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sou sondig nie. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Wyse ouers sal die woord van God inbou in hulle kinders se harte, en hulle sal self daardie woord uitleef in hulle dag tot dag lewe. Wat belangrik is vir jou, gaan belangrik wees vir jou kind. Jy sê nie alles noodwendig met woorde nie, maar wat in jou hart leef, gaan voortleef in jou kinders se harte. Weet, baie ouers dink jy kan dinge wegsteek vir jou kinders. Hulle neem jou baie fyn waar, hulle tel jou emosies op, hulle maak soos jy maak, hulle dink soos jy dink, hulle praat soos jy praat. Dit is interessant, as jy partykeer iemand bel, dan is jy nie seker nie, praat ek nou met die kind of praat ek nou met die ouer, want dit klink presies dieselfde. Absoluut dieselfde manier van praat. Maar baie keer leef hulle soos wat daardie ouer leef. Jy sien, kinders is baie goeie waarnemers van gedrag. Hulle is nie goeie interpreteerders van gedrag nie. Wat ek daarmee bedoel, hulle neem jou gedrag waar, maar hulle weet nie of jou gedrag reg of verkeerd is nie. Hulle volg jou voorbeeld na. Leer hulle die woord, die waarheid van die woord, leef die waarheid van die woord voor hulle oë uit.
Daar's krag in God se woord. Ek het so 'n mooi storie en ek wil afsluit met hierdie storie. In 1787 het die Britse vlootskip, die HMS Bounty, onder die bevel van kaptein William Bligh uit Engeland vertrek. En dit was op 'n sending na Tahiti. Tahiti is in die stille oseaan, so die suidelike deel van die stille oseaan, die middelsuidelike deel daarso. Die doel was om broodvrugbome te versamel vir wat hulle beskou het as goedkoop kos vir die slawe in die Wes-Indiese eilande. Dis vir ons ondenkbaar dat hulle nou broodbome sou gebruik het vir kos, om massas mense kos te gee. Maar dis waarvoor hulle na Tahiti toe gegaan het. Die reis is lank, is moeilik, en toe die bemanning nou uiteindelik daar kom, toe vind hulle hierdie is 'n lieflike paradys om te bly. Hoekom sal ons verder gaan? Hoekom sal ons teruggaan? En hulle het vir maande daar gebly. Hulle het intussen alliansies aangegaan met die vrouens op die eiland, en hulle lewe baie lekker. Hulle het nie lus om Tahiti te verlaat nie, maar nou moet hulle. En toe die Bounty nou weer vertrek, is daar van die bemanning wat net eenvoudig sê, ons gaan nie terug nie. En op 28 April 1789 het Fletcher Christian, hy was nou die voorloper met 'n groep matrose, dan nou teen die kaptein in opstand gekom. En dis die berugte muitery op die Bounty in 1789. Nou hulle keer vlugtig terug na Tahiti toe, en dan besef hulle kan nie daar bly nie. Hulle is nou muiters, en hulle vlug na 'n eiland wat genoem word Pitcairn Eiland. Hulle steek die skip aan die brand, dat niemand weet waar hulle is nie. En dis amper asof vir mense kon voorspel. Met al daardie rebellie en haat en goddeloosheid in hulle lewe, was dit nie baie lank nie, jy weet, of hulle verval in dronkenskap, hulle maak hulle eie drank, daar's jaloesie en twis oor vroue, hulle moord, daar's wraakaanvalle, daar's net totale chaos in hierdie klein nedersetting. Binne 10 jaar is die meeste van daai oorspronklike muiters dood. Uiteindelik is daar net een persoon oor van daardie aanvanklike muiters, met die naam van John Adams. En dan nou die vrou en die kinders wat oorgebly het. In 'n stadium het Adams en nog 'n ander een van die muiters, Ned Young, begin om die Bybel en 'n gebedeboek te lees wat hulle van die skip af gekry het. Nou, Young het vir Adams geleer om die Bybel te lees, en soos wat John Adams die Bybel gelees het, het dit sy lewe begin verander. En soos dit wat hy gelees het in die Bybel begin leef het en verander mense geleer het hulle lewens verander. Nou, baie interessant, in 1808 kom 'n Amerikaanse walvisskip daaraan, en hulle is totaal en al verbaas, hulle het nie eens geweet hier is 'n blanke nedersetting nie. En hulle vind hierdie mense wat vreedsaam bly, ordelik, diep godsdienstige Christenmense onder leiding van Adams. Toegewyde Christen, geletterd, hulle is eensgesind onder mekaar. Dis so anders as hoe dit was in die verlede. Die verskil was die woord van God. 2 manne het die woord van die Here ontdek. Hy is later dood, die ander het aangehou om die woord uit te leef, te lees, uit te leef en vir mense te leef. Hier's waar ons moet begin as ons die regte fondasie vir onsself en vir ons kinders wil gee. Dit is om die woord van die Here ernstig genoeg op te neem, om het te leef, te leer en die Here kans te gee om so in ons lewens te kan werk. Dank dat jy tot hier toe geluister. Ek wil graag vir jou gebed doen, myself insluit en sê, Here, kom help vir ons om u woord so ernstig op te neem dat ons lewens sal inrig daarvolgens, sodat ons by u kan uitkom. Dat ons kinders by u kan uitkom. Dat ons werklik waar kinders van God kan wees wat onberispelik lewe in 'n donker wêreld. Vader, en dis ons gebed. Dat ons nie maar net 'n naamvolgelinge van Jesus Christus sal wees nie, maar oorgegee, totaal en al toegewy om u te dien.
dat ons die evangelie ernstig genoeg sal opneem om Jesus in ons lewens in te nooi. Dat ons die Gees sal kans gee om ons nuut te maak. En Here, dat ons U woord ernstig sal bestudeer en sal uitleef en verander leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die guns van die Here met jou wees in hierdie week wat voorlê.